graag hierdie storieetjie vertel, en dit kom uit my weermag daar, en die datum spesifiek is 1988, so ons praat nou van baie jare gelede. Nou moet jy nou in ag neem, dit was voor die tyd wat ons gegaan het, dit was voor e-posse, dit was voor dat daar SMS'e was, dit was voor die tyd wat ons ge-WhatsApp het en al daardie goed, voor Facebook, en voor YouTube, voor Instagram, voor TikTok, niks van daai goed nie. Alles was nog nie uitgevind nie, of was besig om uit te vind. En so die enigste manier hoe jy met jou mense kon kommunikeer, was een van twee maniere, dis die briewe, of jy moes maar in die tikkiebox in die rij gaan staan het, met jou muntstukke gereed, en dan kon jy nou huis toe bel, en dat jy nou lekker met jou ouers, of met jou familie, of met vriende, of vriendinne, kon jy nou lekker gesels staan. Gewoonlik was dit ook maar beperk, want daar was baie keer maar lang rij gewees, en dan die ander manier hoe jy kon kommunikeer, was met briewe. En dit was altyd een hoogtepunt gewees. Een keer 'n week, dan op 'n Saterdagoggend, dan is ons briewe aan ons uitgedeel. En dit was so, ons moes opstote doen, om die briewe te kry. Maar my luitenant het altyd so 'n sagte plekkie vir my gehad, en hy het nooit vir my dat opstote doen. En die ouens het later vir hom gevra, nou hoekom doen hy nie opstote nie? Dat die luitenant net gesê, nee, hy doen nie opstote nie. Nou het die ouens ook dit maar so aanvaar. Ek was toch te bly daaroor gewees. En dan het die mens nou die brief gevat, en dan nou vanmiddag as jy na middagete, dan is het nou Saterdagmiddag, dan is jy nou gewoonlik as jy nie sport het nie, of nie spesifieke opleiding is nie, dan was jy nou die middag af, dan het ons gewoonlik bas goed gedoen, en die type van goed waarvoor mens nou nie in die week tyd kry nie, polies hier, lekker skoene, maar iets wat ek altyd gedoen het, was op so op 'n Saterdagmiddag as ek af het, ek doen gou die goed klaar, wat ek moet doen, polies, klere was, en al daardie goed is, en dan het ek op my bed gaan sit, en dan het ek my briewe gelees, en dan het ek ook briewe teruggeskryf vir almal, wat natuurlijk baie kostbaar was, daardie briewe wat ons ontvang het, absoluut, jy lees die brief 4-5 keer deur, na berg hom, later lees jy hom weer deur, so wonderlik was dit vir ons gewees, en nou en dan het daar ook pakkie ook aangekom, met biltong in, of lekker eetgoedjies, en al daar droewors, al koekies, dit het ook daar aangekom vir ons, en daai tyd, as jy so pakkie vir een soldaat gestuur het, of een troepie, dan was het gratis post geweest, dat nie seel nodig gehad nie, of enig iets nie, dit is by die paskantoor ingehandig, en hulle het dan daar by die weermagbasis kom aflaai, so daar was geen postgelde daaraan verbonde geweest, wat natuurlijk fantastisch was. Iets wat ek dan altyd gedoen het, as ek so my briewe lees, en of ek skryf briewe, of ek geniet my kostpakkie, dan het ek na een groepse musiek geluister. Ek het so van die klein kassetspelletjies gehad, jy weet ons die goed wat van daardie uitgekom het met die oorfoontjies, en dan kon jy nou, daarmee dan sit ek maar met oorfoontjies op, en ek speel dan kassette, so die kassette wat ek altyd gespeel het, was Beezet en Wheels on Fire, dit is so heel album wat daardie uitgekom het, en dan natuurlijk heel wat ander muziek, ek het 'n klomp van Beezet en sy muziek ook opgeneem, want ek het ons nou hierdie baie oulike rond die 2000 gehad, dat ek muziek kon opneem met plate. Ek het altyd die gebruik gehad as ek 'n plaat koop. Speel hom net 1 keer. Die eerste keer en dan neem ek hom sommer op kaset, en dan die kaset word dan in die kar gebruik, of sommer net by die huis ook met plate, natuurlijk dan nou baie mooi netjies en recht by die krap nie. En dan het ek natuurlijk baie sentiment gehad aan die liedjies van Beezet en ek het geluister, hoor ek ook 1 keer 'n week op 'n Saterdagmiddag, en dan het ek briewe geskryf, en ek het briewe gelees, en ek het my kostpakkies geniet, en my vriende of my kamermaats het ook geweet, Roffies is in 'n ander, ons sê mens in 'n ander ruimte, hy verlang 'n bietjie huis toe, hy dink aan die goeie tye saam met sy ouers en sy broers en sy familie daar, lekker by die see, en lekker vakansies, en daarom het ek vandag nog baie sentiment aan hierdie spesifieke een liedjie, en ek het ook so graag in my kaart geluister, en lekker flipbaar, dis ook maar vir my, en kom so een mens nou sag luister as jy dit ook kan luister, so afhangelijk van jou smaak. So, dit was goeie, het was lekker tyd gewees, en ek speel vir julle, dit beter is dan kan uitsoring, daar in Kantorie School, daar by Volkskrip, so politiek
C, daar by die paradegrond, daar in kamer nummer 2 van die tweede company, die tweede barakke van die paradegrond af. Dis waar ek gebly het. En ek sien dit nog so in my oor die breekjes. Die instap in die kamer, heel rechts in die hoek was my bed, en dan is daar nog 4 babies van die 4 kamer maak. Daar was letterlijk net spasie tussen die babies, een ou om in te probeer. En ja, dit was op de dag is het natuurlijk sentiment. Speel vir julle, Vision Asia, Rules Inside.